Goeiedag almal, kom ons gesels vandag oor ons onveranderlike God. Jy weet, in 'n wêreld vol verandering kan ons onveranderlike God altyd vertrou. Alles wat ons hier op die aarde het is bloot tydelik, want dit sal eendag alles vergaan. Jakobus 4 vers 14 sê dit baie duidelik. Hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna heeltemal verdwyn. Jy weet, alle menslike werke vergaan. Maak nie saak hoe stabiel dit ook al mag lyk op hierdie oomblik nie. Ek het so ruk gelede gelees dat van die Fortune 500 lys van maatskappye slegs 60 die lys in beide 1955 en 2018 gehaal het. Die ander 440 eens van die grootste, sterkste, bes gekapitaliseerde maatskappye ter wêreld het net bloot verdwyn. Samesmeltings, bankrotskappe, nuwe tegnologieë en markkragte het hulle heeltemal uit die bedryf gedryf. En kom ons wees nou maar eerlik, soos wat jy ouer word, sal jy dieselfde veranderings in jou liggaam ervaar. Jy kan nie meer dinge doen wat jy eens as vanselfsprekend aanvaar het nie. Luister net na Dawid, die magtige krygsman van God, die oorwinnaar van Goliat gesê het in Psalm 102 vers 12 en 13. My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het. Ek is soos plante wat besig is om uit te droog, maar U, o Here, U heers tot in ewigheid en U gedenknaam van geslag tot geslag. Weet jy, die onveranderlike God van ons word bevestig in Malagi 3 vers 6, wat die Here self sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Ons kan altyd op die Here staat maak. Ons kan hom altyd vertrou. Maak nie saak wat om ons aangaan nie, hy sal nooit verander nie. Mense op wie ons staat gemaak het, kan verander. Hulle kan verhuis of self sterf. Mentors na wie ons opgekyk het, kan ons verlaat. Besighede waarin ons belê het, kan bankrot gaan. Maar God is altyd daar, altyd dieselfde en hy is altyd getrou. En een ding is seker, te midde van al die veranderinge wat om ons elke dag plaasvind, het ons 'n stewige fondasie nodig waarop ons kan bou. En net die Here is daardie onwrikbare fondasie wat al die storms van veranderde wêreld kan verduur. Waag dit om al jou planne en drome vir die toekoms op hierdie onwrikbare fondament te bou. En een van sy mees kritieke oomblikke in sy lewe het Dawid uitgeroep. Psalm 123 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ek wil afsluit met hierdie wonderlike gedeelte in Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Dankie Here, U is 'n onwrikbare, onveranderlike God. Dankie daarvoor. Amen.